Sien van God, doen het nog een keer. Oh, Jesus, doen het weer. Oh, Jesus, doen het weer. Ja, hier die geslag moet Goeiedag, ons groet julle elkeen in die wonderlike naam van Jesus Christus, waar ons weer saam kuier, saam met my, Andries Besuitnout, by die program Jesus doen dit weer, waar ons mekaar stig, waar ons mekaar bemoedig, waar ons mekaar aanhou bid, aanhou vertrou op God, en nie sal stil bly oor die goedheid en die liefde en die goedheid van Jesus Christus nie. Ons gaan vandag aan met ons tweede opname met Eckhart, en dit is vir ons so groot voorreg, Eckhart, om weer saam met jou te kan sit en te kan hoor hoe groot God is, wat God vir jou gedoen het vir basies 5, jy kan sê vir 30 jaar, het jy hierdie pad gestap as werklik persoon wat eenkant gelewe het, introvert, nee, dis die regte naam, introvert, en hoe die Here jou baie deur hierdie dinge beskerm het, en ek glo dit was vir jou baie moeilik as die oudste seun van 'n herderspaar om in daai omstandighede groot te word, want die gemeente wil ons nou pastoor se seun sien blom om dit so te stel. Korrek, ja. Was daar tye wat jy basies op die spot gestel was, wat dit vir jou moeilik was? O, beslis, ja. My pa, ek dink hy wil my bietjie help, en hy het my gereeld, soos ek ouer geword het, vorentoe geroep in die kerk, en dan wil hy gehad het, ek moes, jy weet, of getuienis bring, of bid, hy sou my gevra het om te bid, en ek onthou, hy het so hard probeer, en dan, as ek hier die kerk uit gehardloop het ek, my stem het weggegaan, ek kon nie enigiets uiter nie, natuurlik van die angs en die vrees, en dit is eintlik meer soos, jy weet, soos maar wat ek op skool gehad het, wat ek nie kon praat nie, en dan het hy weer tyd gegee, en ja, ek het gesukkel daarmee, ek wou baie graag my getuienis bring, ek wou baie graag gebid het in die kerk, maar ek kon dit net nie regkry nie, maar met musiek het ek floreer, ek kon agter 'n mikrofoon in klim en sing, of klavier speel, dit was nie vir my snaaks genoeg nie 'n probleem nie. Sure. Ja, wys net hoe werk die Here, nee. Ja. Dit is hoekom elkeen 'n gawe en talente het. En ek kan vandag weer vir die kykers sê, moenie jou gawe en talente onder 'n maatemmer plaas wat God se woord sê nie. Gebruik dit. Ja. Want is daar waar daar verlossing kom, jy weet, daar kom vir jou, maar ek praat nou weer te veel vandag. Ek wil hê, vertel vir ons toe, van dat jy kan sê, hier 30 plus, hoe het jou lewe begin verander? Ja, natuurlik, ek het toe wonderbaarlike my vrou ontmoet op 'n kerkkamp, en ons is toe getroud, en ons het toe net een seentjie gehad, daai tyd was Kylie nog nie gebore nie, en ek onthou, jy weet, ek was maar stil, ek het nie met haar oor al hierdie goed, jy weet, mans is maar partykeer snaaks, hulle hou alles hier binne, en hulle praat nie oor dit nie, en ek het dit maar hier binne myself gehou, en so het dit maar opgebou met tyd, jy weet, en op 'n dag het ek gevoel, maar ek voel elke keer net al hoe leer, die leemte in my hart word al hoe groter en groter, en ek het, jy weet, natuurlik gereis, soos ek vroeër vertel het, van die leemte in my hart, en op 'n dag het ek net besluit, vandag gaan ek vir myself opstaan. Vandag, jy weet, mens vul baie keer die leemte met allerlei plesiere van die wêreld, en jy vul jou hart met allerlei goed, maar die leemte raak net al hoe groter. En ek het nie geweet hoe om hierdie leemte weg te kry nie, en ek het gesukkel met hierdie angsting, en ek het gesê, ek wil dit oorwin, en op 'n dag toe ek in my kar sit, toe sê ek gaan vandag hierdie ding aanspreek, en dit vat my terug na die vorige episode waar ek gesê het, ek was geboelie, en soos die boelie my geslaan het, ek gesê, ek sal nooit weer vir myself opstaan nie, want elke keer wat ek opstaan, hoe harder ek val, en daardie dag toe sê ek, vandag gaan ek vir myself opstaan, en ek het besluit, ek gaan iets doen, en baie keer, jy weet, mens weet nie altyd wat om te doen nie, en jy weet, eintlik moet jy seker maar op jou knieë gaan, en die Here aanbid, en worship, en ek het toe die pastoor gebel, wat baie mense partykeer nou maar doen, met die hoop dat hy nou vir jou antwoord het, en ek was daai tyd in 'n baie groot gemeente, jy kon nie sommer direk met die pastoor praat nie, ek was toe verwys na die selleier toe, en hy het vir my gesê, ja, maar hy is besig, hy kan my ook nie nou help nie, en hy het so half van my vergeet, ek dink, hy was maar net besig met klomp goed gewees, toe sê ek, maar dit voel nou amper weer soos op skool waar ek nou weer val, maar ek gaan aanhou opstaan, ek gaan nie ophou nie, ek gaan aanhou opstaan, en ek het toe sommer
internet toe gegaan. Jy weet, ek het nie gaan bid, ek moes eintlik by die Here gaan lê het en so. En ek gaan op die internet en ek gaan soek my simptome, social anxiety disorder, en ek kry al die verskriklike goed en alles wat daar staan is basies wat met my fout is, en daar is nie eintlik, hulle sê daar's nie eintlik 'n keur nie, jy moet maar, weet daai tyd was ek op antidepressante en al die goed net om my in toom te hou dat ek nie sulke paniekaanvalle kry nie. En ek sê Here, ek wil ontslaa raak van hierdie pille, ek wil ontslaa raak van al die goed wat ek mee sukkel. En ek soek op die internet en ek kom by allerlei snaakse goed uit, want die internet is, jy weet, jy moet nie altyd daar gaan kyk nie. En ek kom op 'n YouTube op 'n pastoor se preek af in Amerika, en hy preek 'n preek, The Spirit of Rejection. En hy vertel hoe jy in my mond hang oop en ek luister, want dit's alles wat in my lewe aangaan. En hy vertel 'n storie van hoe jou hart gewortel is in verwerping, en jy dra al die vrugte van verwerping, soos swak selfbeeld, minderwaardigheid, en hy het nog 'n hele paar genoem. En hy sê vandag gaan ons hierdie wortel uithaal en vervang met die wortel van liefde, sodat jy die vrug daarvan kan dra. En ek het gehang in hierdie ou se storie, en ek het elke woord geluister, maar hy vertel 'n storie wat my hele lewe verander in die einde van sy preek voordat hy eindig. En ek sal graag daardie storie met die kykers wil deel as dit hoor. Ja. En so hy vertel hierdie storie van in die Koreaanse oorlog. Ek dink ek weet of dit voor of na die Tweede Wêreldoorlog nie. Was daar 'n Koreaanse meisie en sy het 'n affair met 'n Amerikaanse soldaat. En uit hierdie affair word 'n dogtertjie gebore. En in daai jare was dit baie verskriklik as twee kulture gemeng het. Jy weet, hulle het dit nie aanvaar nie, in hulle kultuur was dit nie normaal nie. En hulle het 'n woord gehad vir so 'n kindjie, en dit getranslate to alien devil. En hierdie kindjie is toe gebore en niemand het haar aanvaar nie. En mense het lelike goed gesê van hierdie kind en baie lelike goed, en die ma kon dit laterand nie meer hanteer nie. Sy wou nie die pakkie dra nie, en sy doen 'n verskriklike ding. Sy sit haar eie kind op die straat en sy verwerp haar eie dogtertjie. En soos hierdie dogtertjie op die straat is, op een of ander wonderbaarlike manier kry iemand haar, en ek weet nie hoeveel jaar sy op die straat was, dit is 'n ware verhaal, en ek sal die naam aan die einde gee, en sy beland in 'n orphanage, of wat sit in Afrikaans? Ja, huis, 'n weeshuis. Ja, weeshuis, ja. En hulle sit al die kindertjies so in 'n ry van die voordeur af, en sy is toe heel laaste, want jy weet, sy's so daai naam wat hulle nou genoem het, en niemand gaan haar mos nou kies nie, en hulle sit al die kindertjies so in 'n ry af, en op daai dag kom daar 'n Amerikaanse paartjie wat 'n kind wil aanneem, en sy word heel laaste gesit. Sy's verwerp deur haar eie ma, sy's verwerp deur society, sy pas nie, en sy het op die straat gebly. En 'n missionary couple kom in, en die man kom in, en dis aannemingsdag, en hy tel die eerste kleintjie so op, en hy sê, "Wow, jy is so mooi." En hy sit hom neer, en hy gaan na die volgende kleintjie toe, en hy tel hom op, en hy sê, "Jy's te pragtig." En hierdie dogtertjie kyk so in die ry af vir al die kindertjies, en sy kyk na die man wat elke kind so optel, en sy besef, hy gaan seker nie hakies nie, weet, sy is so verwerp, en sy pas nie in nie, en terwyl sy so kyk, sê sy kon sien in sy oë, as hy kon, het hy elkeen van hulle aangeneem. En hy gaan so deur al die kinders, en hy kom by haar, en toe hy by haar kom, is hierdie dogtertjie, sy het littekens op haar gesig, sy's verwerp deur die wêreld, sy's vuil, sy kom van die straat af, en hy kyk haar in die oë, en hy sê vir haar, en hy sit sy hand op haar wang, en hy sê, "I want this child is for me." En toe ek daai storie hoor, toe resoneer dit met my, en ek dink aan alles wat met my gebeur het in die verlede, en dit gaan so ver terug, en dit is amper asof ek kan ervaar hoe Jesus aarde toe kom, en hy kom stap 'n pad, en sy eie mense verwerp hom, en hulle kruisig hom, en hy hang in die kruis, en terwyl hy daar hang, toe is dit asof hy op daai oomblik vir my sê, "I want this child is for me." En op daai oomblik, toe kry ek my identiteit in Jesus. Ja. Jy weet, ek geloof ons sê, wat is die titel van die storie? Stephanie Fast is die dametjie se naam. Stephanie Fast. Ja. So, het sy die boek geskryf op die einde van die dag? Ja, sy is toe aangeneem deur 'n missionary couple, en hulle het haar geestelik groot gemaak, en sy het 'n pragtige bediening, ja. Jy weet, dit wys my net een ding. Dis als 'n aanval van die duiwel. Ek weet so seker soos ek hier sit, is dat jy het 'n roeping op jou lewe, jy het 'n salwing op jou lewe, en die duiwel is so besig om
Ek wil vandag sê, mamma, bid oor jou swangerskap. As daar mamas is, as daar vrouens is wat swanger is op die stadium, wil ek nou die seën van Here Jesus Christus oor daardie ongebore baba spreek in die wonderlike naam van Jesus Christus. Ek ervaar dit net nou, dat dit so belangrik is, dat die duiwel probeer verhoed, dat daai kind tot sy volle potensiaal gaan. En dit is wat met jou gebeur het. Dit word net nou vir my geopenbaar, dis soos 'n flash, dat die duiwel het probeer keer, en die tyd wat ek jou nou ken, weet ek nou hoe jy besig is om te groei, hoe jy besig is om te blom in die Here. En toe, vertel ons nou van daar af. Toe, Ja, en toe begin ek kerk soek. Jy weet, ons was hier in die Kaap toe en ek kan nie presies onthou hoe lank terug nie. En ons was maar by klomp kerke gewees en wonderbaarlik, ek het maar op YouTube bietjie kruiskyk gekyk en ek het die musiek geluister en alles uitgecheck en toe besef ek gaan net gaan kyk wat gaan daar aan by kruiskyk en ek het toe hier beland en ons het hier begin in die eerste dag, toe voel ek, ervaar ek die Heilige Gees en die werking van die Heilige Gees hier. En in 40 days, ons het ons 'n geleentheid gehad waar ons 40 dae aan een kerk gehou het. Toe sê ek, Here, hierdie 40 dae wil ek ontslaa raak van my vrees en my angs. Alhoewel ek my identiteit in Jesus Christus gekry het, het ek nog nie die vrymoedigheid gehad om voor mense te praat nie. Ek het nie die vrymoedigheid gehad om, jy weet, om te bid voor mense of so nie. En in 40 days, toe maak die Here my vry van hierdie angs, ja. wow. En daar was 'n geleentheid vir my om te bid voor in die kerk en ek gesê, not a chance, ek's nog nie reg nie en die Here het begin werk. In die begin van, dit was nie baie diep in 40 days nie. En ek gesê, om hierdie ding te oorwin, moet ek dit voel aanvat. En ek het gesê, Here, ek gaan bid. Ek weet nie wat ek gaan sê nie, al kom maar net 'n amen of 'n halleluja uit, ek gaan bid. En ek het toe gesê in die bidkamer, ek sal een keer bid, dat ek net 'n gevoel kry van hoe dit werk en jy weet, of dis nie dat ek in myself getwyfel het nie, maar ek het eintlik en daai aand toe moes ek bid. En die oomblik toe ek bid, toe vloei die woorde. Ek sê, Here, ek weet nie waar kom hierdie woorde vandaan nie. En ek begin bid en dit het net so geeskaleer waar ek later toe in die kerk bid met vrymoedigheid. En I'm free. Halleluja, prys die Here. Weet jy, dis weer wat ek sê, die ou duiwel wil julle keer daar buite by boeties, my sissies. Moenie toelaat, laat die duiwel dit regkry nie, weerstaan hom in die naam van Jesus Christus. Hoe het jou ouers gereageer toe jy hulle nou vertel wat het gebeur? Ek praat nou van, jy nou jou identiteit erken of ervaar. Ja, ek dink ek het dit nog nie toe met hulle gedeel nie, maar wat wel gebeur het is, soos ek meer vrymoedig was en die Here met my begin werk het, toe moes ek een keer 'n kort boodskap bedien en my vrou het dit so skelm afgeneem en sy het dit toe vir hulle gestuur en die mense was geskok, was die Eckhart, hy is mos maar 'n stil ou, hy praat nie eintlik nie. En hier praat ek sommer vurig en ja, ek dink dit baie mense aangeraak, want die mense veral wat my ken, ja. Ja, en weet jy wat is dit? En dit kom nou net weer eens deur is so belangrik om die regte lewensmaat te kies, om by die Here te hoor vir 'n vrou in jou lewe, om te hoor by die Here vir 'n man in jou lewe as jy 'n vrou is. En ek wat nou ook sal sê in die tydperk in hierdie jaar jou vrou leer ken het, sy is werklik die hulp wat God vir jou daar gestel het. Die tipe persoon wat sy is, sy is 'n verskriklike nederige persoon en jy het daai persoon so nodig in jou lewe, want dit maak julle as twee persone, kan ek sê, volmaak in die Here. En ek wil bid werklik vir kykers daar buite wat nou gaan besluit, 'n jong mens is wat wil kyk vir 'n lewensmaat, werklik die Here te vertrou. Het jy gebid vir jou vrou? Beslis, ja. Hoe belangrik is dit? Dit is baie belangrik. Ek meen as die dag as jy jou lewensmaat het, dit is vir altyd en dit is belangrik. Ja. Jy weet, ek vat ons jongste dogter, het deur 'n baie moeilike huwelik gegaan op 'n stadium en ek glo sy sal nie kwaad wees vir my as ek dit nou deel nie, maar sy het gebid vir die regte lewensmaat. Maar op die einde van die dag het sy gesê, sy het nie gewag vir 'n antwoord nie. So dit is so belangrik om te luister na die stem van die Here, ingestel te wees. En werklik, jy weet, Eckhart, jy wat nou met hierdie gogga te doen gehad het jou hele lewe. Ek wil amper sê, jy kan baie sielkundiges gaan leer. En
vir my is dit amper onmoontlik om te kan glo, jy het hierdie pad gestap vir by die 30 jaar en deur al hierdie dinge gegaan. En dan wil ek amper sê, op baie van daai onderwysers wat jy was, shame on you. Jy weet, dit is net nie reg dat ons hierdie dinge kan toelaat dat dit gebeur nie. Ons sê, ons is instrumente in die Here se hande, dan moet ons opstaan vir ons kinders, vir ons leerders wat onder ons is, en vir jou as 'n man, om op te gestaan het en werklik te sê tot hier toe en nie verder nie. Wanneer het jy toe met jou vrou eintlik hierdie hele dinge begin deel? Hoe lank was julle getroud, min of meer? Ja, wel, ek het sy tot so dele van my stories geken, maar ek dink toe ek werklik oor oorwinning kry, het ek meer begin praat en ek het as meer vry, weet mens, maar raak mos maar emosioneel en 'n man praat mos nie oor sulke goed nie. En toe het ek eers maar baie later, jy weet, toe ek nou oorwinning begin kry oor die goed en baie van die goed vertel, maar meeste van die stories het sy, vandat ek haar geken het, maar vertel, maar so met oorwinning het ek haar meer begin vertel en sy kon nie glo dat, jy weet, ek deur al hierdie goed was nie. Ja. So. Jy weet, dit is my weer, baie mense wat vir die Here werk, staan sterk in die Here, en dan weet die duiwel, waar is hulle, hoe sê hulle in Engels, die weakest link, en dan kom die duiwel, en dan kom aanval hy die kinders aan, en ek glo, jy was die oudste seun, jy was die een wat die mantel moes oorvat, baie mense het dit amper van jou verwag, om nou by jou pa oor te vat, en jou ander jonger boeties het toe wel in die bediening ingegaan? Hulle is beide in die bediening, pastore, hulle is, ja. En ek was die enigste een wat weggeloop het. Ek het gevoel, die ding is nie vir my nie, want jy weet, hoe kan ek dan nou praat as ek nou met angs in die goed sukkel? En my boeties is, ja, hulle is. Dit was daai tyd. Nou weet jy dat die Here met jou hart praat, dat jy wel tot die bediening geroep is. Ja. Besef jy dit? Yes. Ja, nee, jy kan nou nie meer, nou is dat nie meer omdraai kans nie. Eckhart, wat sê jy? Kom ek vra jou so, het jy enigstens as gevolg dit wat in jou lewe gebeur het, jou huwelik anders te benader, jou kinders, jou vrou, alles te benader, in 'n sekere opsig? Ek dink wat vir my belangrik is geestelike oorlogvoering. Ek sien nie angs en goed as, jy weet, ja, ek is baie bewus daarvan en ek kyk mooi na my kinders en so, maar om geestelike, ek weet, ek het een keer gepraat oor my seun angstig was en het ons in die gees begin aanval het en die gees van vrees aangespreek het. En ja, beslis, ek is baie bewus daarvan en omdat ek self daardeur is, kan ek, jy weet, ek kan verstaan as toe my kind eendag angstig was en ons het dit aangespreek en natuurlik, hou ek dop vir daai tipe van goed, want ek is reeds self daardeur, ja. So. Nee, Eckhart, weet jy, vir my is dit so belangrik dat ons nie sal stil bly oor so getuienis nie. Wat het die Here vir jou gedoen deur al hierdie jare? Jy weet, jy baie sal sê, maar hoorie, jy's dan 'n pastoor se seun. En die Here nie, hoe is dit moontlik dat hierdie dinge met jou gebeur het? Maar dit het jou pa en ma, glo ek, sterker gemaak. Jy weet, gebedsoldate gemaak, want hulle het bly bid en bly vertrou. Ek sal amper eendag 'n bietjie met jou pa wil gesels oor, en jou ma, oor, jy weet, hoe het dit nie net vir hulle twee geëffekteer nie, maar ook vir jou twee boeties. Jy weet, want hier is jy die ou boet, en hierdie dinge gebeur, dan is dit werklik geheel en al, dat jy alles vir die Here gee. As 'n herderspaar van 'n gemeente, want al die mense van die gemeente kom na die pastoor toe vir probleme. Waartoe gaan die pastoor? Weet, hy het hierdie probleem met sy oudste seun, wat hy bly voorbid, hy en sy vrou, en daar is net nie vir hom 'n deurbraak nie. So ek glo, op hierdie stadium gee die Here al die eer en al die lof daarvoor. Weet, ek wil vir jou vra, wanneer jy kan, waar jy kan, vertel die mense hiervan. Moenie stil bly nie. Moenie eers so bekommerd wees oor dat jy bewoog gaan raak nie. As hy trane moet rol, my boeta, is dit trane van joy. Dis, vergewe my Engels vanmorgen. Dit is, ek glo, Rafkins, ons kameraman, ons worshipman is hierso, en sy oudste dogter is Joy, en ek dink dis hoekom hy haar Joy genoem het,
want is 'n joyful noise vir die Here, en ons moet dit vir die Here bly gee. Eckhart, ek wil vir jou sê baie dankie. Dankie. Is daar enige iets anders wat jy wil vir die mense vertel, bietjie byvoeg, iets anders wat jy wil deel? Ja, ek dink as ek dalk net vir enige iemand kan sê wat deur so iets gaan, jy is die moeite werd. Moenie enige leuen glo wat oor jou uitgespreek is nie. Hy het gesterf vir jou. Jy is die moeite werd. Amen. 'n oorwinnaar in Jesus. Weet jy, vir my, ek sal nooit vergeet nie, dat ek self, glo dit as jy wil of nie, my vrou vertel baie mense daarvan, ek het nie deurgegaan wat jy deurgegaan het nie, maar ek sal nooit vergeet nie. Ek was seker so 13 of 14 jaar oud, toe dra ons voor in die kerk. Ons tieners, ons jong mense, het kans gekry en toe was ons in die AGS in Carletonville as kinders. En ons is toe 'n meisie en 'n seun wat saam met my dieselfde gedig of wat jy ook al wil noem, voordra, en ons word nou deur judges gekeer. Ja, hier kom ek nou eerste en nou gaan ons uit Kreersdorp toe om nou daar te gaan deelneem. En daar het ek besef, en daar slaan ek toe soos 'n kleit. Toe, ek kan nie 'n woord uit kan nie. En 'n tannie vat my terug en sy begin vir my te bid. Kom uit en daar gaan ek. Agterna, een tyd het ek my broer se neef trou en hulle vra, sal ek namens, ek lag nou daaroor, namens sy familie iets sê. En my vrou spot baie keer met my daaroor. Ek het letterlik, het ek daarvoor gaan staan, dat jy kon sien my broekspype bewe. dit is net so, jy weet, dit is die duiwel wil jou weerhou om, my ouma aan my ma se kant het oor my geprofeteer toe ek seker 8-9 jaar oud was, dat ek sal gaan werk vir die Here. En die duiwel het dit gehoor. Die duiwel het gehoor, toe jy gebore is, ja, hier's 'n seun, en dit was jou pa se begeerte, dat sy seun in sy voetspore sal volg. Ja, jou jonger boeties het dit gedoen, en jy is nou besig om dit te doen. So, kan ek sê, sy versigtiging teenoor die Here, word op hierdie ouderdom wel beantwoord. So ek wil vir jou sê 1000-mal dankies. 1000-mal dankies dat jy met ons dit gedeel het, en daar mensies daar buite kan laat verstaan, dit is nie nodig om te leef in vrees nie, want vrees is van die duiwel. So ek wil vir jou sê baie, baie dank, Eckhart. Ek gaan u weer eens groet, en vir u sê baie dankie vir die saamkuier. Dankie dat u vir ons daar is, wanneer ons ook weet dat u vir ons biddend bly vir ons as Kruiskyk TV, as Kruiskyk familiesentrum, vir julle herderspare, vir julle manne, bid vir julle vroue, bid vir julle kinders. Vroue, bid vir julle manne, bid vir julle kinders. Ek weet daar's baie mamas, ek het vandag gesê met ons intercessorsgroep, daar's nie kruike soos David van gepraat het, wat trane opgevang het nie. Ek dink daar's damme vol van mamas, wat vir hulle kinders gebid het, want 'n ma is baie meer sensitief as 'n pa. Ja, daar's papas wat bly bid, en ek sê vir elke papa dankie, maar ek sê vir die mamas vandag, baie, baie dankie, dat julle bly bid, vir julle mans, vir julle kinders. Eckhart, ek sê vir die mensies totsiens, tot volgende keer, ek gaan vir jou vra, sluit weer vir ons af met 'n gebed, maar ek wil vra in jou gebed, dra elke persoon wat miskien 'n vrees het, op aan die Here, asseblief. Hemelvader, ons kom vir môre voor u, Here, en ons bid vir elkeen, Here, wat dalk in vrees is, wat dalk vasgevang is in angs. En ek kom nou in die naam van Jesus, ons kom teen elke mag van duisternis, elke vreesgees in die naam van Jesus. Hulle sal vry wees van vandag af, Here Jesus. Here, ek spreek hulle vry in die naam van Jesus. Vader, ons bid vir elkeen wat nou aanlyn kyk, Here, wat dalk voel hulle is nie die moeite werd nie. Here, u het vir hulle gesterf. Hulle is die moeite werd. Hulle is deur genade en liefde het u vir hulle gesterf. Vra raak hulle aan, Here, dat hulle van vandag af 'n nuwe pad sal stap, 'n nuwe naam sal hê, in die naam van Jesus. Halleluja. O Jesus, doen dit weer. O Jesus, doen dit weer. Ja, hierdie geslag moet erken dat u regeer, seun van God.